Nou ja, verlede week het ons afgeskop en ons het 'n bietjie gesels oor Jesus. As julle vir my dit net op die skerm kan sit asseblief. Ons het gepraat oor Jesus se eerste preek en in Jesus se heel eerste preek was hy baie duidelik daaroor. Hy sê wanneer jy gee, wanneer jy bid en wanneer jy vas. So Jesus het nie gesê, hoorie, ag, as jy nou geestelik voel, as jy nou toegewyd voel, as jy nou 'n bietjie ekstra effort wil insit, dan doen jy hierdie goeders nie. Jesus het dit gevat, he took it as a given, dat hierdie dinge is 'n normale deel van 'n Christen se verhouding met die Here. Om te gee van jouself, van jou tyd, van jou middele, van jou talente, om te gee van jouself, om te bid in gebed saam by mekaar te wees en dan ook op gereelde basisse te vas. So when you give, when you pray and when you fast. Jesus was baie duidelik daaroor. Dis nie 'n opsionele ekstra vir die hoogheiliges nie. Dit is 'n dissipline, dis dissiplines wat eintlik deel moet wees van almal van ons se normale verhouding met die Here. Dis Jesus se woorde, dis nie Pieter Nel se woorde of veranderde lewens se idee nie. Ek moet vir julle sê, ek het egter in die kerk waarin ek groot geword het, ek het nooit in kerke groot geword, wat regtig eintlik vreeslik gepraat het oor vas nie. Dit was glad nie 'n populêre onderwerp of 'n onderwerp wat eintlik ooit oor gepraat was nie. Want die dominees in die kerke waar ek was, het dit self nie toegepas nie, daarom het hulle ook nie daaroor gepreek nie. Nou wil ek vir julle sê, ons as gemeente gaan van vandag af, of as jy na môre begin, van die 11de tot die 31ste, vas ons as gemeente saam. Ek en Eloise, ons het 'n jong dogter op universiteit, sy word 21, so daar is voort, maar sy gaan vroeër universiteit toe, en daar is die 21ste verjaarsdag kuier saam met die familie, op die 23ste, so ek en sy besluit toe, ons sal op die 2de begin vas, laat ons 'n bietjie vroeër begin vas, laat ons ook ons deel doen, maar ons gaan vroeër ophou. Nou ja, die van julle wat nou in en om die omgewing in die gemeente was, sal weet dat hierdie gemeente het met een helse bang afgeskop hierdie jaar. En nie 'n goeie bang nie. En ek en sy het begin, ons het nog nie eers ons voetjies ordentlik hier neergesit nie, maar het in die einde van die jaar, hier in die begin van die jaar in, het ons eintlik 'n avalanche, ekskuus vir die goeie Afrikaans, van emosies en negativiteit en drama en allerhande en verskriklike verliese. Julle weet van Dominee Henny wat se omtrent sy hele sy dogter het haar 3 kinders en haar man in 'n ongeluk verloor ensovoorts. So ons het die jaar afgeskop met 5 begrafnisse, begin hierdie week en deur te gaan, maar anyway, so ons het met 'n helse gejuig het ons begin. So ek moet sê, ek kan nie onthou, dis seker 20-25 jaar laas wat ons 'n jaar begin het, soos wat ons om hierdie jaar begin het. So ons het om regtig woes begin. Maar hoe dit ook al sê, ek en sy die 2de het ons begin vas, maar Vrydag aand, toe kyk ek en sy so sorry vir mekaar, nê. En ons sê net vir mekaar, nou kan ons nie meer nie. En toe het ons nou maar 'n ietsiekie geëet. So ek het hom nou nie, die gedagte was om hom nou deur te sien tot en met die 23ste. Ek en sy sal maar van vandag af sal ons nou maar bietjie weer van voor af begin. Want ons het nou net gevoel, yes, maar ons is nou so bietjie van koers af. So ek preek nie vir julle oor iets wat ek nie self toepas en nie self doen nie. En dan voor Jesus hierdie preek gepreek het, nou ja, okay, kom ons voor ons nou weer, voor ons by Jesus uitkom, kom ons kom by die Donald uit. Ja. En so begin die jaar, hulle wat dit eintlik ook 'n bietjie vroeër gedoen het, en so begin die jaar met ou Trump wat besluit, jy weet, hierdie diktator, ons gaan hom nou maar sommer net gou-gou daar uit sy paleis uithaal, en ons gaan vir hom lekker hotelgeriewe daar in Amerika gee, vir heeltemal verniet. Nou ja, mense sal natuurlik uiteenlopende opinies daaroor hê, en daar sal, jy weet, hang af wie jy vra, dit sal afhang van wat so opinie jy oor hierdie aangeleentheid kry. Natuurlik het die olie niks daarmee uit te waai nie, nee. Maar Venezuela
was een van die mees welvarende lande in die wêreld gewees. En 26 jaar terug het daar 'n diktator oorgeneem in Maduro, en dis verskriklik wat in daai land aangegaan het. En ek dink nie ons het nodig om dit nou alles uit te reig en daaroor te praat nie. Ek dink julle het genoeg van die nuus gelees en weet genoeg van die nuus. Maar die storie agter dit hoor mense nie. Wie van julle ken iemand in Venezuela? Niemand. Wie van julle ken iemand wat iemand in Venezuela ken? Ook niemand. Well, the same for me. Wat is die odds dat ek Dinsdagmiddag in 'n Zoom meeting met North Palm gemeente in Amerika, 5:00 die middag het ons 'n Zoom meeting met hulle. Wat is die odds dat daar 'n predikant van watter land? Venezuela op die Zoom is? Een van die grootste gemeentes in een van die provinsies, geweldige suksesvolle bediening, en ek gaan nie dit alles nou uitreig, hierdie derms uitreig nie, maar sy pak toe uit van al die onderdrukking, al die swaar, hoe die kerke onderdruk is, hoe die predikante vervolg was, doodgemaak is, in tronke gestop is, amper 8 miljoen mense die land uitgevlug het. Dis natuurlik die ouens wat kan en wat die vermoëns het om dit te kan doen. Maar wat's die odds dat ek in die week wat dit gebeur het op 'n Zoom sit en iemand van Venezuela af vertel vir ons wat daar aangegaan het? Maar toe sy die volgende sê, toe spits my oortjies. Toe sê sy, ek wil net vir julle sê, hoe het ons hierdie land omgedraai en van hierdie diktators ontslaag geraak. Ons as kerke het gevas en ons het gebid. Dis die twee goed. As Jesus sê, gee, bid, vas, dis gewoonlik die 3 goed wat Christene baie mee sukkel en nie onder die knie het nie. Meeste Christene. Ek gaan net so vinnige videoklippie speel. Perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Daar was honderde sulke gebedsgeleenthede in die geheim voor die tyd om die situasie om te keer en die omstandighede te verander. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het gebid en hulle het gevas. En die Here het na 26 jaar het daar 'n radikale deurbraak gekom. Toe is Jesus deur die Gees in die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Hoopie ding dong. Naderhand word hy honger. Ek en Louise is na 8 dae, toe kon ons nou nie meer nie. Ja, jippie. Great. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word. Jesus preek in Matteus 6, hy sê, wanneer julle gee, wanneer julle bid, wanneer julle vas. Maar voor Jesus dit gepreek het, lees jy hierso in Matteus 4, dat hy begin met 'n 40-dag vas. So hy het ook nie iets gepreek wat hy self nie toegepas het nie, en wat hy self deel was van sy lewe nie. So as ons vir mekaar vra, hoorie, hoekom is vas deel van ons verhouding met die Here, dan is die lang en die kort antwoord daarvan, omdat Jesus dit gedoen het. Hy is my voorbeeld, hy is my mentor, en ek doen soos wat Jesus doen, ek volg in sy voetspore, en ek doen soos wat hy doen per geleentheid. Daarom doen ek dit in my lewe. Maar wat vir my opvallend is van hierdie gedeelte, en Lukas 4 sê die Engels vir ons, maar na hierdie vas, and Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through all the surrounding district. En hier kom Jesus en hy begin sy bediening, but when he started his ministry, it was in strength, it was in power, en het was met krag, en het was met invloed, en het het 'n verskil gemaak. Maar waar het begin? Op sy knieë en met 'n vas.
En in dieselfde opsig, as ons in die krag van die Gees wil leef, dan het ons nodig om in Jesus se voetspore te volg. As ons deurbrake wil hê, soos wat die ouens in Venezuela nou beleef het, dan het ons nodig om te vas en te bid. 1WG, eerste Woensdag van die maand, dit gaan glad nie. Vergeet van enige bid hier wat jy al ooit in jou lewe bygewin het, dit gaan nie so wees nie. Dit gaan heeltemal anders, interaktief, lewendig aan die go wees. Gabriel, neem 'n foto. Ek wil julle almal daar sien. Okay, right. Eerste Woensdag in Februarie skop ons af. Alright, nou is die vraag is net, okay, as Jesus dit gedoen het, as die Bybel daaroor praat, klomp van julle is nou nog nie oortuig nie, okay, hoe doen mens dit? So, toe het ek gedog, ons sal maar vandag 'n bietjie praat oor fasting for dummies. Iemand het so rukkie terug, jy kry mos fasting, jy kry mos accounting for dummies, en jy kry sewing for dummies, en die vir dummies, en dat vir dummies, jy kry mos boeke vir dummies, die hele wêreld vol. Iemand het na my toe gekom, toe gee hy vir my die boek Leadership for Dummies. Dis sy vrou, ek hoop dit help jou so 'n bietjie in die gemeente, ek dink jy dit nodig. Ek spot net, dis sommer net 'n grap. So, ek het die boek Leadership for Dummies op my rak, miskien daar's 'n paar van julle wat sê, Pieter, nou, miskien moet jy 'n bietjie lees. Alright, so ons gaan 'n bietjie gesels oor fasting for dummies. Maar voor ons by Fasting for Dummies uitkom, in 1756, ons het 'n foto daar van Koning George, kan jy dit glo, die Engelse regering op daai stadium wil die Franse, kyk die Engelse en die Franse was mos maar oor die eeue, was hulle mekaar altyd aan die kele beet, en wou hulle mekaar altyd afstof, en hierdie was een van die geleenthede weer, op daai stadium van die geskiedenis, hier in 1756, toe is die Franse baie sterker, baie groter vloot, die Franse wil hulle inval, Engeland is in die moeilikheid. En Wesley oortuig die koning, kan jy dit glo? Kan julle imagine Ramaphosa sê, luister, hierdie land is 'n bietjie van 'n gemors. Ek wil hê dat al die Christene in die land 'n bietjie, of laat almal in die land 'n bietjie moet vas. Dis wat die koning doen. Hy kondig toe 'n dekreet af en hy sê toe, hoorie, maar almal moet bymekaar kom om te vas. Ek vergeet nou vir 'n oomblik die datum. Maar op daai dag skryf John Wesley, hy sê, die kerke was die hele jaar nog nooit so vol gewees soos daai dag nie. En die Christene het bymekaar gekom, hulle het gevas, hulle het gebid, hulle het gesmeek, hulle het gehuil, hulle het uitgeroep na die Here toe, en die Here het die Engelse beskerm, en die hele ding het daai hele bedreiging het net eenvoudig verdwyn. John Wesley, een van die wêreld se beste predikers, wys die geskiedenis vir ons. Hy het so sterk en ernstig gevoel oor vas, dat as iemand gekwalifiseer het as 'n predikant na sy studies, en hy het nie gereeld op ten minste 2 keer 'n week gevas nie, het hy hom nie geordineer nie, het hy hom nie toegelaat om 'n predikant te word nie. Hy het so sterk gevoel oor hierdie aspek van vas. Maar as jy nou jou Christelike boeke gaan kyk, hier van die 1850s tot amper hier tot by 1970, vir amper 120 jaar, weet julle hoeveel boeke is geskryf in die kerkwêreld oor vas? 0, papi. Want dit is 'n populêre onderwerp. 0 boeke is daaroor geskryf. Maar hy het gesê, as jy nie ten minste op 'n Woensdag en 'n Vrydag elke week vas nie, gaan ek jou nie aanstel as 'n predikant, as deel van my denominasie nie. In Indië, terwyl ons nou op die topic is, in Indië, as jy bietjie chubby is as 'n predikant, jy so bietjie aan die mollige kant, hulle laat jou nie toe op hulle kansel nie. Hulle laat jou nie daar preek nie, want jy pas duidelik nie die vasbeginsel in jou lewe toe nie. Jy is bietjie dik, papi. Gaan vas 'n bietjie, verloor 'n bietjie gewig, dan kom jy terug en dan sal ons vir jou toelaat om hier te preek. So ek weet nie of ek sal kwalifiseer nie, want ek is ook effensrig aan die dikkerige kant. Right. So vandag gaan ons praat, we're going to be talking about the promise of fasting, the purpose of fasting, and the practice of fasting. Is julle nie beïndruk met my P's nie? Promise, purpose, practice. Dink, sê, klap net 'n bietjie hande, dis oulik man. Ja. Alright.
So ons gaan 'n bietjie praat oor die belofte van vas of die belofte wat dit inhou. Ons gaan 'n bietjie praat oor die bedoeling van vas en dan gaan ons praat oor okay, maar hoe beoefen jy dit? Hoe pas jy dit toe? So the promise, the purpose and the practice of fasting. Right, so kom ons begin. Ons begin met die promise of fasting. Kom ons kop met hom af. Net so 'n vinnige storieetjie van Dr. Chauncey Crandall. Hy is 'n wêreldbekende kardioloog gewees, wêreldbekend vir sy werk wat hy is daar in New York gestasioneer, maar hy het op 'n einde 'n boek geskryf en waarvoor hy eintlik meer bekend is die boek wat hy geskryf het, Raising the Dead. En hy het 'n seun gehad en die seun het op 11-jarige ouderdom het hulle die nuus gekry dat die seun bloedkanker het, dat hy leukemia het. Nou, in meeste gevalle, die oomblik wanneer jy hoor dat jy bloedkanker het, dis as jy gelukkig is, leef jy 3 maande. Dit gaan gewoonlik baie vinnig. En hy het toe begin met 'n proses. Natuurlik het hy 'n klomp mediese kennis, en hy het nou maar gedoen wat hy kan, van sy kant af het hy medies gesproke, het hy gedoen wat hy kan, om sy kind te help en sy kind se lewe te red. Luister, as jou kind bloedkanker het, dan bid jy nie, seën Vader wat ons eet en laat nimmer die naam vergeet in gebedjies nie. Jy is ernstig met die Here. Jy roep uit na die Here. Jy doen moeite met jou verhouding met die Here. Daar's nie 'n gesukkel. Jy roep met alles wat in jou is, roep jy uit na die Here en jy sê, Here, help my kind. Here, red my kind. Here, verlos my kind. Here, genees my kind. Dis die gebed wat in jou hart leef. Maar hy begin toe met 'n proses van vas en bid en intree vir sy kind. En hy sê, hy het met tye het hy ongelooflike oorlogvoering, intense oorlogvoering, het hy beleef en het hy ervaar. En om 'n lang storie kort te maak, op die ou einde is daai kind se lewe gered, het die kind gesond geword, die kanker is weg, en hy skryf toe 'n boek oor Raising the Dead. Maar hy skryf die deurbraak, die verskil, skryf hy toe, en hy het begin deur te vas en te bid en uit te roep en te pleit en te smeek vir die Here. Hoe gaan dit met jou finansies? Jy het dalk 'n vas nodig. Hoe gaan dit in jou huwelik? Jy het dalk 'n vas nodig. Hoe gaan dit met jou verhouding met die kinders? Jy het dalk 'n vas nodig. Hoe gaan dit geestelik? Jy het dalk 'n vas nodig. Ek weet nie watter area, hoe gaan dit met jou gemoedstoestand? Jy het dalk 'n vas nodig. So ek weet nie wat is die deurbraak wat jy nodig het nie, maar om een of ander rede wanneer ons gebed koppel aan vas, dan is daar ekstra krag, deurbrake en verandering wat plaasvind. Ek gaan vinnig vir julle, hierdie is omtrent 'n kwart van die versies wat daar in die Bybel is oor vas. Julle kan so bly wees, ek het julle amper met die Bybel doodgegooi vanoggend. ons sou die versies so gekap het. Nou gaan ek net na hulle verwys. Neem gou-gou 'n fotootjie en dan gaan lees jy nou maar, dan gaan lees jy op oor hierdie gedeeltes. Wat se beloftes? What are the promises that fasting holds for us? Nommer 1, dis die belofte van beskerming. Jy kry vir Esther, die storie van Esther, koningin Esther. Hulle is op die punt die Joodse volk is op die punt om uitgeroei te word. Wat doen Esther? Sy roep 'n vas uit vir 3 dae. Eet hulle niks, drink hulle niks. Hulle vas, hulle bid, hulle roep uit na die Here dat die Here hulle sal beskerm en dat hy 'n deurbraak sal bring. Esra, hy's 'n priester na die ballingskap. Hy bly daar in Babylon, Iran, Irak se wêreld. Hy moet nou van daar af moet hy terugreis na Jerusalem toe. Dis 'n gevaarlike reis. Tsotsies is nie 'n reg Suid-Afrikaanse ding nie, dit het toe al bestaan. Dis 'n gevaarlike pad. Hulle is bang dat hulle beroof geword, oorval gaan word en hy kry te skaam om vir die koning te sê, Here, ek kort soldate. Hy roep die volk bymekaar, wat doen hulle? Hulle vas, hulle bid daar by die Ahava rivier en hulle reis suksesvol na Jerusalem toe en daar is beskerming oor hulle. Partykeer het jy net nodig om te vas en te bid vir beskerming, bonatuurlike supernatural protection. Dan, as jy Nehemia lees, die volk word in ballingskap, word die volk weggevoer, omdat hulle vir jare die Here ongehoorsaam is teenoor die Here.
Dink aan toe die Engelse en die boereoorlog gemaak het daar in die begin van die 1900s en jy het hierdie verskroeide aarde beleid gekry en hulle die land leeggemaak, hulle die diere se hoewe afgesny, die pitte gestop, die landerye afgebrand, die vrouens in konsentrasiekampe gesit, die huise afgebrand. Iets daarvan het in Israel gebeur, daai verskroeide aarde beleid. Nou hoor Nehemia, maar dit gaan haaglik met die volk. En hy het vir dae lank, ons is nie presies seker nie, maar dit lyk asof hy vir maande gevas het, gebid het, ingetree het, gepleit het, geroep het, gesmeek het en gesê het, Here, rig die volk weer op, bring ekonomiese en politiese en sosiale herstel in die samelewing. Nehemia doen dit, Nehemia 1:4 kan jy gaan lees en dit gebeur. Daniël kry 'n droom. Wat gebeur met ons as ons drome kry en ons verstaan dit nie? Ag, wel, skryf dit dalk neer en vergeet daarvan, dan gaan ons aan. Maar Daniël besef hierdie droom, het julle al agtergekom die Here praat met ons in prentjies? Die probleem met hierdie prentjies is net ons droom die prentjies, maar ons verstaan nie altyd excuse me. Wat beteken dit? Dis wonderlik hierdie fliek wat u nou vir my gewys het terwyl ek geslaap het. Nee, fantastic, van Tana, maar ek verstaan dit nie. Daniël los dit nie daar nie. Hy besef die Here praat met hom deur hierdie droom. Hy verstaan dit nie. Vir 21 dae lank. Dis die Daniëls vas 21 dae lank, eet hy net groente en vrugte, hy vas, hy bid, alle lekkernye ontneem hy homself van sodat hy 'n antwoord kan kry, sodat hy insig kan kry. So partykeer, hoorie, ons as Christene, ons wil alles net one cut 1 2 3, lekker 3 puntjies, promise, purpose, practice. Yes, got it. Ons soek alles so 'n gelepeltjie voer. Wie van julle het agtergekom as jy daar buite is? Dis nie altyd practice, promise, dis nie altyd so maklik en so vinnig nie, nê? Partykeer moet jy 'n bietjie effort insit, moeite insit, tyd doen, bietjie nadink, krap, wonder, hoe, vir die Here vra. Partykeer vas jy om antwoorde te kry. Dan 'n samelewing wat herlewing nodig gehad het. Oh, you gotta love this. Die God, wie van julle weet, wie was die God wat die Assiriërs aanbid het? Wat was sy naam? Hoe het hy gelyk? Het enigiemand daai idee, wie is die God wat die Assiriërs aanbid het? Nou as jy antieke prentjies kyk, dan sien jy 'n prentjie van 'n vis, so uit die aarde uitkom met so groot mond, en binne uit hierdie vis se mond uit klim daar 'n mens. Dis die God wat hulle aanbid het. Nee, dis voor Jona. Dis voor Jona. Nou, ek gaan nie alles met 'n lepeltjie invloer nie. Julle kan dit na die tyd Dr. Google gaan vra of AI, en dan gaan soek julle 'n prentjie van 'n vis waar daar 'n ou uitkom, en vra julle, okay, wie was hierdie God wat die Assiriërs aanbid het? En wie stuur die Here na die Assiriërs toe? Daar's 'n ou wat 'n vis sluk hom in, en hy kom uit die vis uit. En almal dink, dis ons God wat praat hier, papi, ons beter luister. En Jona stap vir 3 dae, stap hy in die stad, en hy kom in die middel van die stad. Hoorie, het jy 'n idee hoe groot is 'n stad, as jy vir 3 dae stap, voor jy tot in die middel kom? Hy stap vir 3 dae, hy kom in die middel. Julle dink Jona was 'n great prediker, hulle het gehoor, 'n vis het hierdie ou uitgespoeg, en hierdie moet 'n God wees, en hy steek 'n preek af, hy sê, turn or burn. En hy loop. En wat doen Nineve? Papi, dit moet die God wees wat ons aanbid. Hy het gepraat. Hulle almal vas en bid vir 'n dag. Hulle sê sorry. Die diere het saamgevas. Hulle het ook nie kos en water gekry nie. Maar wat gebeur? Nineve word gered na daai verootmoediging. En partykeer, nadat jy vir die 730ste keer gesê het, sorry, gaan jy bietjie op jou knieë en jy vas en bid en jy sê, Here, ek is soos 'n Genie, Nanes Kupela, rarig jammer.
Joël roep die gemeente bymekaar. Israel is weer in 'n haglike omstandighede. En hy sê roep 'n dag uit, roep die gemeente bymekaar, vas, bid, huil, skeer julle klere en daar kom politiese en ekonomiese herstel. Party ouens sê ja, vas is 'n Ou Testamentiese ding. Excuse me, Jesus het gevas. Okay? Kapies? En dan kry jy in Handelinge 13, die eerste gemeente kom bymekaar, hulle vas, hulle bid. Terwyl hulle vas en bid, sê die Heilige Gees, sonder vir Paulus, Barnabas af, sodat hulle my werk kan gaan doen. Na vas. Soos ek sê, ons staan omtrent by 'n kwart van die vars versies staan ons stil. Nehemia is moedeloos, wil sy lewe neem, wil handdoek ingooi. En vir 40 dae vas en bid hy. Met daai krag stap hy tot by die berg Horeb. En die Here bemoedig hom, die Here verskyn aan hom. En die Here gee vir hom nuwe krag. Hierdie is sommer net 'n baie kort opsommingkie van vas. Okay, let's talk about the purpose of fasting. So when you talk about the purpose of fasting, I love the story of Jensen Franklin. This was before he was well known, before he was an international star. And this is a story that many churches tell and a story that he tells especially. And Jensen, he tells the story that they had started out in ministry. They weren't well known. They weren't paid. In fact, they were bankrupt. They didn't have any food in the house. The bank was on the verge of repossessing their vehicles, repossessing their home. No food in the house. Nothing. So they decided, instead of phoning the bank for another loan, they don't have food in the house. So why don't we fast? Ons sit in elk geval nie kos nie. So kom ons vas nou maar. Kom ons vas nou maar oor hierdie storie. En hy en sy vrou begin, daar's in elk geval nie kos in die huis nie, so hulle begin toe met 'n watervas. En Jensen vertel, op dag 14, toe bel daar iemand, met wie hy jare laas gepraat het. En die ou sê toe vir hom, ek het gevoel die Here druk dit vir my op die hart, en hy het sy kar afgelos, sy skuld afgelos, en daar was geld oor om kos te koop vir die huis. But I want you to listen to this. The breakthrough didn't come on day 1. It didn't come on day 2. Or day 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here, ek smil al 'n bietjie maar nou, jy weet, hoor jy my? Here, ek moet nou al begin koffie drink om skare weer te gooi. Dag 14. Dag 14 kom die deurbraak. Kom nie altyd op die eerste dag nie. Partykeer bid jy een keer. Ek het vir Rita en vir Jacques ergens wat Rita. Het hulle gou vir iemand gaan bid. Okay. Ja, ek kan bly wees hulle het vir iemand gaan bid. Ons is nogal positief oor bid in die kerk. Dag 14 kom die deurbraak. Het gebeur nie altyd onmiddellik nie. I love this verse in the Message. Jesus was going to be tested. Jesus prepared for the test by fasting 40 days and nights. That left him, of course, in an extreme state of hunger. He prepared for the spiritual attack. He prepared for the work ahead. He prepared for the burden that would come his way by fasting. Jesus. As Jesus dit gedoen het, dan moet ons dit seker ook doen. Ag hoorie, ek en Eloise, soos ek sê, ons het hierdie jaar met een
movie se gejuig begin. Op 'n klomp vlakke. Ek het op 'n stadium met ek gebid en vir die Here gesê, Here, in my volgende lewe wil ek terugkom as 'n lidmaat. Soos ek sê, Vrydag aand toe eet ons nou maar. Ek het 'n maase groot steak deur die nek geruk. Almal in die huis het maagpyn gehad, behalwe ek. Ek het dit nou al baie gedoen. Maar ek wil vir julle sê, gister sit ek daar by die huis en sit ek en dink, okay, nou begin ons vandag van vooraf. Dink ek, Pieter Nel, is jy 'n flippin idiot? Hoekom preek jy oor vas? Ek was sommer net gister die helm vir myself. En nie lus nie. Maar hier is ons. Ongelukkig, Jesus het dit gedoen en Jesus het dit gesê, so, dis dit. Okay. So what's the purpose of fasting? Hier's wat ek beleef. Weet julle wie's die ou wat vir my die heel meeste grief in hierdie lewe gee? Kan ek vir julle sê wie hy is? Daai verbrande ou wat ek elke oggend in die spieël sien. Hierdie vleisboksie skree elke dag vir staf. Vleeslike goed. Vleeslike goed wat nie Bybels is nie. Weet julle wat kom ek agter wanneer ek vas? Ek kom agter die suigkrag, die magnetisme van sonde en die wêreld en die vleeslike. Dis soof ek kyk na 'n ding wat in die verlede vir my 'n versoeking was en my laat sweet het. Nou kyk ek na die ding en sê ek, give it your best, papi. Ek ervaar net dat die suigkrag van die vlees word gebreek oor my. Ek ervaar dat ek sensitiewer is vir die Heilige Gees en vir sy stem. Want ons is aan die gang, ons is besig en ons het besige en vol en aan die gang lewens. En as jy so hardloop, sukkel jy om die Here se stem te hoor. Maar kom agter in 'n vastyd, is dit vir my asof ek hom maklik hoor. Dis asof dit vir my duidelik en helder is. Dis asof al die brain fog lig en ek makliker sien en hoor en beleef en ervaar. Daar was nou 1 of 2 ander goedjies wat ek daar rondom wou gesê het, wat ek beleef, maar nou kan ek dit glad nie onthou nie. Dit verander jou. Dit skep dissipline in jou lewe. Soos wat julle gehoor het, bring dit antwoorde en deurbrake en dit breek die bande van die bose. As jy sukkel met 'n troetelsonde, as jy al vir jare sukkel met 'n ding en jy kry net nie 'n deurbraak nie, vas en bid 'n bietjie daaroor. Dit is nou 'n belangrike ding wat ek daar rondom wou sê en nou is dit by die ore uit. Okay, let's talk about the practice of fasting. Kyk gou vir my almal baie mooi. Ek sal hierdie 21 dae sal ek 'n media vas doen. Daar is nie iets soos 'n media vas in die Bybel nie. Kan ek jou net gou reghelp? Weet julle wat doen ons as Christene? Die Bybel sê vas. Dan vat ons 'n ding wat ongerieflik is, ongemaklik is, moeilik is and we dumb it down. Ons dumb it down, tot dit op 'n vlak is wat ek dit easy peasy ek kan dit doen. So vir almal van julle wat hier sit en sê, nee, ek gaan vir 21 dae media vas doen, dis nie wat die Bybel sê jy doen nie. Vir almal van julle wat hier sit en sê, ek gaan vir 21 dae koffie vas doen, daar is ook nie iets soos 'n koffie vas in die Bybel nie. Julle wat sê, ek gaan 'n suiker vas doen, daar is ook iets soos 'n suiker vas in die Bybel nie. Daar is net een van 3 vasse. Sê ek gaan
terugsny op my koffie, my suiker, ek gaan terugsny op dit, op die, op daai, dat, moet dit nie 'n vas noem nie. It's not a fast. Kom ons vat net die Bybel en doen net wat die Bybel sê. Daar's 3 maniere, net 3 maniere waarop jy kan vas. Net 3. Okay, Lou, ons sal nou by jou kom. Nommer 1, 'n algehele vas. Jy eet niks en jy drink niks. Nie baie van ons gaan hand opsteek vir hom nie. Ester, 3 dae. Net so by the way, jy kan vir 40 dae sonder kos leef. Jy kan nie vir 3 dae langer as jy kan nie vir langer as 3 dae sonder water leef nie. Hulle is vir 3 dae ekstreme vas, niks geëet, niks gedrink nie. Jonale dag, niks geëet, niks gedrink nie. Dis 'n algehele vas. Die tweede gewone manier van vas is jy eet geen kos nie, maar jy drink net water. Dis 'n gewone vas. Watervas, gewone vas. En dan is daar 'n gedeeltelike vas of 'n Danielsvas. Ek het gister so vir George gelag. Hy sê, nee, hy het vir Renet gesê, ons gaan nie Daniel vas light doen nie, ons gaan 'n Gideons vas doen. George was ook nie 'n Gideons vas nie, maar hy weet. So dis die 3 vasse. So jy moenie kom met al hierdie allerhande stories nie. Dis sommer net jou manier om dit vir jou makliker te maak. Jy doen dit. Moet dit net nie 'n vas noem nie, want dit is nie 'n vas nie. Jy moet jouself nie bluf spiritually dat dit 'n vas is nie. 'n Vas is niks eet, niks drink, algehele vas. 'n Vas is net water of 'n vas is 'n Danielsvas en ek gaan nou nie al die resepte op die skerm gooi nie, ons het nie genoeg tyd daarvoor nie. Maar jy kan op die internet 'n bietjie gaan kyk hoe lyk 'n Danielsvas en daar's natuurlik ouens daar wat ook nou liberties vat. Maar anyway. Groente, vrugte, that's it. There's it. Nie moeilik nie. Lou Engle vertel van 'n vrou met die naam van Natalie wat deel was van sy span. En hulle was ook hier by die 27-30 jaar getroud. Diese man het weggeloop. En Natalie begin toe met 'n vas. Die egskeidingspapiere was al deur die prokureur bedien. En sy het net begin en gesê, Here, nommer 1, dra vir my deur hierdie vas. Nommer 2, verander my. Nommer 3, Here, as dit enigstens moontlik is, wil ek vir u vra, dat u hier sal ingryp. Hier is dood. Hier is verhoudingsdood. Dis verby. Na 40 dae kom haar man terug na haar toe. En hy sê hy het 'n paar drome gehad waar die Here vir hom gewys het hoe hy gaan sukkel sonder haar in die lewe en hy het besluit om terug te kom na haar toe. Na vas. Hoe lank vas jy? In die Bybel is daar voorbeelde van 1 dag, 3 dae, 7 dae, 21 dae, 40 dae. Ons gaan as gemeente, ek en Eloise het nou 'n bietjie vroeër begin, ons gaan heel waarskynlik 'n bietjie vroeër eindig. Ek het nou so 2 dae gecheat, so nou word dit bietjie 2 dae langer. Dit hang van jou af. Okay? En luister, die Here het vir jou 'n vrye wil gegee, jy hoef dit te doen nie. Dit is vir jou om te besluit. Ons sal as gemeente sal vir julle wil aanmoedig om 'n 21 dae Daniels vas te doen. So, we talked about the promise of fasting, the purpose of fasting, and the practice of fasting. Dis nou 'n lekker preek om by te woon hier in die begin van die jaar. Ons Vader wat in die hemel is, party van ons gaan dalk nie nou saam vas nie. Here, maar ek wil bid dat gee, vas en bid 3 van die uitstaande dissiplines in ons verhouding met U sal wees. En Heilige Gees, dis
U moet nou maar self met elkeen praat wat hier is vandag. Want hierdie is nie 'n gemaklike of 'n lekker of sommer net 'n comfortable onderwerp om oor te praat nie. Father, we are really serious about our relationship with you. And you modeled certain disciplines for us to grow spiritually, to receive breakthroughs. And it's giving, praying, fasting. And if not now, I pray that your Spirit will gently lead us to make this part of our relationship with you. We pray this, we ask this in the name of Jesus. En almal sê, amen, amen.